Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Les 7, 8 tot 14 Augustus. Die liefde uitmuntend uitgebeeld. Kom ons open met gebed. Ons Hemelse Vader, ons dank U dat U ons weer eens die voorreg gee om U woord te bestudeer. Liewe terwyl ons hierdie week stilstaan by uitnemende liefde, vra ons dat U Gees asseblief ons harte en ons gedagtes mag open, dat ons U woord mag verstaan. Ons bid en ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Sabbatmiddag, skrifverwysings vir hierdie week se studie. 1 Korintiërs 13, Matteus 24 vers 12, Galasiërs 5 vers 22 en 23, 1 Timoteus 1 vers 14, 1 Johannes 4 vers 8. Geheeteks, 1 Korintiërs 13 vers 13. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. 1 Korintiërs 13 vers 13. Die liefde oorwin alles. Dit is waarom Paulus so baie daaroor te sê gehad het. Die Griekse werkwoord agapo, om lief te hê en alle aanverwante woorde en verbuigings, is die algemeenste woordgroep vir die oordra van die begrip liefde in die Nuwe Testament. Dit word oor die 135 keer in hierdie apostel se sendbriewe gebruik. Paulus se gebruik van die woordgroep beslaan uit die helfte van die vermelde Nuwe Testamentiese telling. Wat kan ons hieruit aflei? Dat die liefde 'n hooftema of dalk 'n leitmotief vir Paulus in sy sendbriewe aan die Korintiërs is. Die Nuwe Testament bevat vele merkwaardige skrifgedeeltes oor liefde, soos Romeine 8 vers 35 tot 39, 1 Korintiërs 2 vers 9, 1 Korintiërs 8 vers 3, Galasiërs 2 vers 20, Kolossense 1 vers 13, 1 Tessalonisense 3 vers 12 en soveel meer. Niks kan naby 1 Korintiërs 13 kom nie. Verlede week het ons gesien dat niks, selfs nie eens gawes van die Gees, enige waarde sonder die liefde het nie. Van dese week bekyk ons 1 Korintiërs 13 en die gedeelte se wonderlike uitbeelding van die liefde op 'n meer deurtastende wyse. Soos ons aanstonds sal sien, is die liefde nie soseer 'n emosie nie, maar eintlik 'n ingesteldheid, 'n houding waaraan mens in alledaagse lewe uiting moet gee, in die woord en daad, andersins is dit nutteloos. Wat liefde werklik is, en hoe dit prakties werk, kom tot volle uitdrukking in die lewe van Jesus. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 15 Augustus. Sondag, 9 Augustus. Die onontbeerlikheid van die liefde. Verlede week het ons die liefde as tema aangeroer, soos dit in 1 Korintiërs 13 uiteengesit word. Paulus se woorde moet ons egter nou op 'n meer deurtassende wyse bekyk. Lees 1 Korintiërs 13, som sy uiteensetting van die liefde dan nou op. Ons lees 1 Korintiërs 13. Die uitnemendheid van die liefde. Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n leidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. En is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.
Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele, en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou, dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. 1 Korintiërs 13. Paulus probeer hier sê, dat die spreek van tale in 1 Korintiërs 13 vers 1, profesie, geheimenisse, kennis, geloof vers 2 en welwillendheid in vers 3 nutteloos is nie. Dit is slegs sonder die liefde wat hulle so word. Die soort liefde waarvan Paulus hier praat, is nie die soort wat mens, veral in party Engelse sinne soos I love strawberries of I love my friends hoor nie. In standaard Afrikaans sê ons eerder, ek is gek of dol of mal of gaande oor my vriende of my pelle. Dit is ook nie die liefde van, ek het my man en my kinders lief, of ek het my vrou en my kinders lief nie. Die apostel praat ook nie van die soort liefde wat mens in die rolprente sien nie, nog minder gaan dit oor erotiese liefde, hoewel hierdie skrifgedeelte menigmale by troues gebruik word. Die liefde waarvan die apostel hier praat, kan nie tot tederheid of liefdevolheid of deugde of welwillendheid gereduseer word nie. Elkeen van hierdie eienskappe is slegs 'n aspek van hierdie liefde in 'n mindere of meerdere mate. Hierdie liefde is 'n spesiale genadegawe wat die Heilige Gees ons skenk. Die liefde in 1 Korintiërs 13 is die geesgegewe motivering wat ons inderdaad dring om met tederheid, liefdevolheid, deugde en welwillendheid teenoor mekaar op te tree. Dit beteken dat ons optrede, ons gevoelens en gedagtes algeheel aan die liefhê van Christus en ons medemens wy. Lees Matteus 24 vers 12. Waarteen waarsku Jesus ons hier? Matteus 24 vers 12 lees soos volg. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Matteus 24 vers 12. Dit is waarom agape so onontbeerlik, oftewel essensieel en noodsaaklik is. Danksy die krag van Christus kan ons nie toelaat dat die liefde in ons huise, gemeentes en woonbuurte verkoel nie. Die voorbeeld van Christus, die het ons, daar waar hy aan die kruis vir ons gesterf het. 'n beter en kragtiger uitdrukking van agape liefde het ons nie op die aarde nie. Hoewel ons pogings daartoe nooit teen Christus se uitdrukking kan opweeg nie, behoort ons dit in watter mate ons ook al kan, deur die genade van bo in ons lewens te openbaar. Die uitdrukking van hierdie soort liefde kan 'n kragtige en positiewe impak op iemand se lewe maak. Dink nou aan 'n paar voorbeelde waar mense eintlik behoefte daaraan gehad het, maar dit ongelukkig nooit ontvang het nie. Maandag, 10 Augustus. Hoe die liefde optree. Verse 4 tot 7 vorm die kern van 1 Korintiërs 13. Paulus fokus op die kenmerke van die liefde deur te wys wat liefde is en wat dit nie is nie, of hoe die liefde optree en hoe dit nie optree nie. Hy beeld die liefde uit en bied ons 'n kykie in die handel en wandel van iemand wat gees-aangedrewe liefde beoefen. In hierdie uitbeelding van die liefde gebruik Paulus 'n aantal werkwoorde. Vir die apostel gaan die liefde nie meer oor dade as oor gevoelens. So, hoe tree die liefde dan op? Punt nommer 1. Dit is lankmoedig. Makrothemio, verbuig as makrothemiae in die teksvers, beteken om selfs te midde van uitdagende omstandighede geduldig te wees. Geduld beklemtoon ook die vermoë om mekaar in liefde te verdra. Efesiërs 4 vers 2 sê vir ons, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Punt nommer 2. Dit is vriendelik en gee om.
Christomai, verbuig as Christotai in die teksvers, word slegs hier in die Nuwe Testament gebruik. Woorde wat uit dieselfde grondwoord gevorm word, kom nietemin algemeen elders in die Bybel voor. Septuaginta, die Griekse weergawe van die Ou Testament, word hierdie woorde wat Christomai se grondwoord afgelei word, dikwels in die psalms gebruik. In die psalms dui dit op die goedertierendheid van God, wat met sy genade geassosieer word. Psalm 145 vers 9 sê vir ons, die Here is vir almal goed en sy barmhartighede is oor al sy werke. Wanneer Paulus sê dat die liefde omgee, oftewel vriendelik is, bedoel hy dat mens in jou naaste liefde die barmhartigheid en genade wat God teenoor ons het, moet weerspieël. Punt nommer 3. Dit is saam bly in die waarheid. Sikgero, verbuig as sikgerei in die teksvers, dui op die vermoë om saam met ander vreugde te ervaar, soos dit inderdaad korrek in die Afrikaans 2020 vertaling vertaal word. Lukas 1 vers 58 sê vir ons, en toe haar bure en bloedverwante hoor dat die Here sy barmhartigheid aan haar groot gemaak het, was hulle saam met haar bly. Lukas 15 vers 6 en vers 9 sê vir ons, en as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en haar buurvrou bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. Dan sê 1 Korintiërs 12 vers 26 vir ons, en as een lid ly al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Dan sê Filippense 2 vers 17 en 18 vir ons, maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle almal, en om dieselfde rede moet julle ook bly wees, en julle saam met my verbly. Punt nommer 4. Bedek alles. Stego word in die teksvers as stege verbuig. Die gebruikelike Engelse vertaling van hierdie sinsnede is bears all things. Hoogleraars verskil egter van mening oor die vertaling van stege. Party meen dit is om te bedek, soos dit deurgaans in Afrikaans vertaal word, te wete om die betrokke saak as vertroulik te hanteer, wat weliswaar die begrip beskerming insluit. Ander meen dit beteken om deur te druk en die sin speel op innerlike veerkragtigheid wat in Engels resilience genoem word. Die begrip deursettingsvermoë kom duidelik in 1 Korintiërs 9 vers 12 voor, waarskynlik in die sinsnede waar stegomen as dra al die koste self vertaal is, met die gevolg dat die meeste Bybelkenners en vertalers in Engels die tweede opsie verkies. Punt nommer 5. Glo alles. Pistevo, verbuig as pistevi in die teksvers, kom uit dieselfde grondwoord as die Koine Grieks vir geloof. Binne die konteks van 1 Korintiërs 13 dui die sinsnede glo alles op die idee om mekaar die voordeel van die twyfel te gee. Faros se junior tweetalige woordeboek gee die volgende definisie vir hierdie uitdrukking. Iemand glo of vertrou omdat daar twyfel is en jy nie seker kan wees dat hy of sy verkeerd is nie. Punt nommer 6. Hoop alles. In die Nuwe Testament dui die werkwoord elpizo, verbuig as elpizi in die teksvers, altyd op die oortuiging of verwagting dat iets goeds sal gebeur. Punt nommer 7. Verdra alles. Tussen die werkwoorde stego en ipomeno, wat in 1 Korintiërs 13 vers 7 as ipomene verbuig word, is daar nie veel verskil nie. Hulle is sinonieme en beteken basies deursettingsvermoë te midde van swaar kry. Paulus gebruik hipomeno reg aan die einde van hierdie teksvers ten einde die herhaling van stego te vermy. Met hierdie herhaling van dieselfde begrip, al is dit met behulp van 'n ander woord, vestig hy sy aanhoorders se aandag op die beoefening van geloof en hoop as die kernbegrippe hier.
Dit wil sê, die liefde druk deur omdat dit aktief glo en hoop. Vergelyk 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 met Galasiërs 5 vers 22 en 23. In watter opsigte stem hierdie skrifgedeeltes ooreen? Hoe kan ons hierdie soort liefde in ons eie lewens verwesenlik? Ons lees 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor ongeregtighede nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Ons lees en sluit af met Galasiërs 5 vers 22 en 23. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Dinsdag, 11 Augustus. Hoe die liefde nie optree nie. Lees weer eens 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7. Waarom noem Paulus nie net wat die liefde is nie, maar ook wat dit nie is nie? Ons lees 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die vraag lees weer, waarom noem Paulus nie net wat die liefde is nie, maar ook wat dit nie is nie? Gister het ons op 7 maniere van optree vir die liefde gefokus. Vandag let ons op 8 maniere van optree wat nie inpas met die liefde is nie. Punt nommer 1. Die liefde is nie afgunstig nie. Zelo, wat in die teksvers as zeli verbuig word, kan 'n positiewe betekenis hê. Let op die volgende voorbeelde. 1 Korintiërs 12 vers 31. Maar begeer, zelo, ernstig die beste gawes. Begeer, zelo, die geestelike gawes, gelees in 1 Korintiërs 14 vers 1 en dan ook 1 Korintiërs 14 vers 39 en begeer, zelo, om te profeteer. Hier in 1 Korintiërs 13 vers 4 het dit egter net soos in Handelinge 7 vers 9 'n negatiewe betekenis. Hoewel die begeerte na 'n bepaalde en gesogte gawe van die Gees aanvaarbaar is mens nooit afgunstig op die persoon wat oor daardie gawe beskik nie. Afguns bring verdeeldheid. 1 Korintiërs 3 vers 3 sê vir ons, omdat julle nog vleeslik is, aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie? Punt nommer 2. Die liefde is nie groot praterig nie. Die werkwoord permeromai, wat in die teksvers as perperetai verbuig word, dek die twee begrippe. Arrogansie as ook die soeke na wêreldse applous. Die liefde streef nie hierdie dinge na nie, wat beide vorms van egosentrisme is. Dit blyk selfs duideliker uit die daaropvolgende sinsnedes. Punt nommer 3, die liefde is nie verwaand nie. Die werkwoord physio, wat in die teksvers as physiotai verbuig word, kom ook in Paulus se aangrypende stelling in 1 Korintiërs 8 vers 1 voor, wat lees, kennis maak verwaand, maar liefde bou op, in die Nuwe Afrikaanse vertaling. Met ander woorde, 'n liefdevolle persoon se eie ek is, soos die ou Afrikaanse Bybel en die 2023 kontemporêre Afrikaanse Bybelvertalings dit stel, nie opgeblaase nie. Punt nommer 4. Die liefde tree nie onwelvoeglik op nie. Die werkwoord asgemonio, wat in die teksvers as asgemonii verbuig word, het moontlik 'n groot aantal betekenisse. Nietemin kan mens sê dat dit op gedrag dui, wat strydig met sosiale aanvaarbare gedrag en sedes is.
Te wete gedrag wat as oneerbaar, skandelik, onsedelik of onbehoorlik bestempel kan word. Hier verwys Paulus waarskynlik na die binnengevegte in die Korintiese gemeente, die arrogante en onvanpaste wyse waarop die sogenaamde ervare gelowiges teenoor die onervare gelowiges in die Korintiese gemeente opgetree het. 1 Korintiërs 4 vers 10 lees, ons is dwaas ter wille van Christus, maar julle is verstandig in Christus. Ons is swak, maar julle sterk. Julle is in aansien, maar ons is oneer. Gaan lees ook gerus 1 Korintiërs hoofstuk 8. Punt nommer 5. Die liefde soek nie sy eie belang of dring nie op sy eie regte aan nie. Die werkwoord zeteo word in die teksvers as zetei verbuig. Die begrip hier stem ooreen met Paulus se boodskap in 1 Korintiërs 10 vers 24 wat sê, niemand moet soek na die dinge waarop hy of sy geregtig is nie, maar op die waarop ander geregtig is. Skrywer se eie parafrase klem verskaf. Die afstaan van mense eie regte ter wille van ander, dit is waarop die liefde neerkom. Lees gerus les 5 weer. 'n Bestel waarin elkeen mekaar se regte najaag, is tot almal se voordeel. Punt nommer 6. Die liefde is nie lig geraak nie. Die werkwoord paroxino, wat in die teksvers as paroxinete verbuig word, dui op 'n innerlike toestand, waar mens maklik omgekrap word en derhalwe 'n woeduitbarsting het. Die liefde is dus nie, soos die volgende Afrikaanse uitdrukkings dit stel, kort van draad nie. 'n Liefdevolle persoon is nie 'n kruikie roer my nie, of 'n kriewelkop, of 'n nikkebol nie. Punt nommer 7. Die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Die werkwoord loizomai, wat in teksvers as loizotai verbuig word hier in 'n rekenkundige sin gebruik. Met ander woorde, dit graaf nie ou koeie uit die sloot nie. So, liefde beteken ook dat mens ander vergewe. Ons lees en sluit af met punt nommer 8. Die liefde verbly hom nie oor onreg nie. Hierdie werkwoord word in die teksvers as geri verbuig. Nie net is daar geen boekhouding van die kwaad by die liefde nie, maar ook geen verknetering in daardie flaters wat iemand begaan het nie. Wanneer mens waarlik jou medemens liefhet, verheug jy jou nie in hulle foute en hulle skandes nie, nee, jy probeer hulle ophelp na sulke terugslae. Woensdag, 12 Augustus, 'n uitbeelding van Jesus. Dit is soms met frustrasie dat mens 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 lees. Gou kom jy besef dat jy duidelik tot 'n meerdere of 'n mindere mate hier tekort skiet. Dat jy nie al hierdie fasette van liefde in jou handel en wandel weerspieël nie. Dis waarskynlik Jesus se karakter wat Paulus tydens die skryf van 1 Korintiërs 13 in gedagte gehad het. Niemand het nog ooit hierdie eienskappe volmaak weerspieël nie, behalwe Christus natuurlik. So op die keper beskou is Paulus se uitbeelding van die liefde eintlik 'n uitbeelding van Jesus. Lees Johannes 13 vers 1 en vers 34, hoofstuk 15 vers 9 en vers 12, 1 Timoteus 1 vers 14, 2 Timoteus 1 vers 7 en vers 13, 1 Johannes 3 vers 16, as ook 1 Johannes 4 vers 7 tot 12, sowel as verse 19 tot 21. Wat leer ons hieruit aangaande die liefde? Johannes 13 vers 1 en vers 34 lees as volg. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wis dat sy uur gekom het, dat hy uit die wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad het tot die einde toe. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle liefgehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Johannes 15 vers 9 en vers 12 lees as volg. Soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle liefgehad het. 1 Timoteus 1 vers 14 lees, en die genade van ons Here was baie oorvloedig met geloof en liefde, wat in Christus Jesus is. 2 Timoteus 1 vers 7 en 13 lees as volg.
Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Hou as voorbeeld van gesonde woorde die wat jy van my gehoor het in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is. 1 Johannes 3 vers 16 lees, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Ons lees dan 1 Johannes 4 vers 7 tot 12, sowel as verse 19 tot 21. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder, wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê, wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Die vraag lees weer, wat leer ons hieruit aangaande die liefde? 1 Johannes 4 vers 8 sê vir ons, God is liefde. So lief het hy ons gehad, dat hy ons sy eniggebore seun gegee het, gelees in Johannes 3 vers 16. Jesus is die absolute toonbeeld van liefde, gelees in Hebreërs 1 vers 3. Enige een wat wil weet hoe om uiting aan die liefde te gee, hoef bloot op Christus te let. Kyk mooi hoe Jesus in die Nuwe Testament uitgebeeld word, dan sien jy dat al 1 Korintiërs 13 se uitdrukkings van ware liefde in Jesus te vind is. Eerstens, Jesus is geduldig. 1 Timoteus 1 vers 16 lees, maar juist daarom was God my genadig, sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy verdraagsaamheid sou betoon. Dan, Jesus is vriendelik en gee om. Die Bybel sê in 1 Petrus 2 vers 3 dat die Here goed is. Let op die 2 woorde hier. Here dui op Jesus, en die woord wat as goed vertaal is die Koine Griekse Christos, wat dieselfde grondwoord as die werkwoord Christomai om vriendelik teenoor iemand te wees, wat verbuig is as Christetai in 1 Korintiërs 13 vers 4 het. Jesus verheug hom in die waarheid. Dit is met vreugde dat Jesus stapsgewys die wil van sy Vader op aarde gedoen en hom liefgehad het. Johannes 15 vers 9 tot 11 lees, soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dan lees Johannes 17 vers 12 tot 14 soos volg. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome kan hê. Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Volgende lees ons, Jesus bedek en verdra alles. Hebreërs 12 vers 2 en 3 sê dat Jesus die kruis verduur het. Dat hy soveel vyandigheid van sondaar mense deurstaan het. Niemand het so baie deurgemaak soos Jesus nie, gelees in Filippense 2 vers 8. Wat meer is, hy het dit gedoen terwille van die vreugde wat dit vir hom in die vooruitsig gestel is. Laastens, Jesus glo alles.
Toe Ananias moes gaan om vir Paulus te ondervra ten einde die egtheid van sy bekering te bepaal in Handelinge 9 vers 13 en 14, het Jesus die volgende oor Paulus te sê gehad in vers 15. Ek het hom gekies as my werktuig. Jesus sien nie mense soos hulle is wanneer hy hulle teekom nie, maar die tipe persoon wat hulle op die ou einde deur sy krag gaan wees. Op watter maniere wys Jesus vir ons wat ware liefde is? Donderdag, 13 Augustus. Geloof, hoop en liefde. Tot dusver het ons geleer dat die liefde geduldig, vriendelik, vreugdevol, veerkragtig, gelowig, hoopvol en volhardend is, aangesien Jesus al hierdie eienskappe op aarde weerspieël het. Sodra mens al hierdie eienskappe in Jesus se handel en wandel raak sien, kom die praktiese gedeelte, jy moet dit naboots. Dit was Paulus se wense vir die Korintiërs. Wanneer mens die lys van 8 negatiewe eienskappe bekyk en bloot die dubbele nie verwyder, het ons 'n redelike gepaste beskrywing van hoe die Korintiese gelowiges in eie geleedere opgetree het. Jaloers, windmakerig, arrogant, onbeskof, egosentries, liggeraak en behep met ander se flaters. Paulus kies sy werkwoorde in pas met die kerk se situasie in Korinte. Die laasgenoemde is gelees uit 'n Verlyn D. Verbrugge se kommentaar op 1 Korintiërs in die hersiene uitgawe van The Expositor's Bible Commentary Zondervan 2008 bladsy 372. Die Korintiërs was eintlik nog vreeslik onervare. Ons is ook maar so. Na Paulus se beskrywing van hoe liefde optree en nie optree nie, sluit hy hierdie afdeling af. Daarin lê hy klem op die ewige aard van opregte liefde, ten einde die beoefening daarvan by sy aanhoorders aan te wakker. Eendag sal ons nie meer nut aan profesie hê nie. Ons gaan ook net een taal, die taal van liefde praat. Feilbare menslike kennis sal met splinternuwe kennis van God vervang word, soos gelees in 1 Korintiërs 13 vers 12. Die gawes van die Gees sal slegs tot 'n einde kom wanneer hul bestaansrede ten volle uitgedien is, soos gelees in vers 10. Maar vers 8 sê vir ons, die liefde sal nooit vergaan nie. Insgelyks sal geloof met Christus se wederkoms met aanskoue vervang word, 2 Korintiërs 5 vers 7, en daardie langverwagte hoop bewaarheid word, soos gelees in Romeine 8 vers 24. Bovenal sal die liefde as 'n kenteken van ons drie-enige God se karakter bly voortbestaan. Tog sal geloof en hoop in 'n sekere sin ook vir ewig bly voortbestaan. Geloof as 'n persoonlike verlossingsbelewenis, Romeine 4 vers 3, en hoop as die begeerte daarna en verwagting op nuwe vreugdes en nuwe kennis op die nuwe aarde. Hierdie sal die verloste se ewige bestaan kenmerk. Tog sal die liefde, God se liefde, ewigdurend wees. Binnekort sal ons Here en Heiland van aangesig tot aangesig sien, gelees in 1 Korintiërs 13 vers 12. Tot tyd en wyl moet ons lewens aan die volgende 3 vorms van deugde gekenmerk word: geloof, hoop en liefde. Hierdie groep van 3 verteenwoordig die volheid van die Christelike lewe wat ons deur die Heilige Gees lei. Dit is waarom die gelowiges van die vroeg-Christelike kerk dikwels daarvan melding gemaak het. Lees gerus Romeine 5 vers 1 tot 5, Galasiërs 5 vers 5 en 6, Efesiërs 1 verse 15 en 18, sowel as hoofstuk 14 vers 1 tot 5. Die liefde is egter die grootste van die 3. Dit is per slot van rekening die enigste deugde waarmee die aard en wese van God self beskryf word. 1 Johannes 4 vers 8 lees: Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. God is liefde. Let op die Bybelse stelling en bepeins dit. Hoe behoort ons dit reg te verstaan? Dit is iets wat ons net ten dele kan begryp. Waarom is dit nietemin sulke goeie nuus vir ons? Vrydag, 14 Augustus.
Vir verdere studie, Ellen G. White, The Need of Love, bladsy 545 en 546, in A Review and Herald, 28 Augustus 1888. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, The Acts of the Apostles, bladsy 318 en 319. As mens se hart nie oorloop van liefde vir God en vir jou medemens nie, ongeag hoe indrukwekkend jou belydenis is jy nie 'n ware disipel van Christus nie. Selfs al is jou geloof sterk en selfs al het jy die vermoë om wonderwerke te doen, beteken dit net mooi niks sonder die liefde nie. Selfs al is jy vreeslik vrygewig en gee al jou besittings aan die armes, maar jou beweegrede is nie opregte liefde nie, het die Here geen behaag in jou liefdadigheid nie. Selfs al is jy so vuur en vlam vir Christus, dat jy 'n martelaarsdood sterf, maar die liefde was nie jou dryfveer nie, is jy 'n waansinnige dweper of 'n eersigtige skynheilige in die oë van God. Ellen G. White, The Acts of the Apostles, bladsy 318 en 319. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Lift Him Up, bladsy 134. Ons spreek tot vervelings toe. Ons grootste behoefte is egter liefde vir verlore gaande siele, die soort liefde wat in oorvloed vanuit die troonkamer van God stroom. Ware Christendom kring uit die mens se hele wese. Elke noodsaaklike deel word aangeraak, die brein en die hart, die hande wat help en die voete, sodat mens kan vasstaan waar God jou geplant het, sodat jou voet nie op allerlei dwaalweë beland nie, en sodat jy nie uiteindelik behoeftige siele soos die verlamde man in die Bybel wegwys nie. Christus se vurige liefde en brandende begeerte vir die redding van verlore gaande siele is die lewensbloed van die Christelike geloof. Ellen G. White, Lift Him Up, bladsy 134. Die laaste aanhaling lees ons uit Ellen G. White se Education, bladsy 114. Slegs die liefde wat uit Christus vloei, kan heling bring. Die een in wie die liefde, soos sap in 'n boom of bloed in die liggaam vloei, slegs deur hom kan die verwonde siel herstel word. Ellen G. White, Education, bladsy 114. Vraag vir bespreking. Vraag nommer 1. Let op Paulus se lys van die eienskappe van ware liefde. Dink jy dit is volledig? Wat sou jy bysit indien dit nie is nie? Vraag nommer 2. Let op Paulus se opdrag in 1 Korintiërs 14 vers 1 wat sê, jaag die liefde na. Wat dink jy bedoel hy daarmee? En hoe sluit dit by die dinge wat hy in 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 sê aan? Vraag nommer 3. 1 Korintiërs 13 vers 8 lees, die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Watter eienskappe van die liefde benodig jy die meeste in jou alledaagse lewe? Watter eienskap is van groter belang vir jou gemeente? En so terloops, waarom vergelyk Paulus die liefde met gawes van die Gees soos profesie, die spreek van tale en kennis? Vraag nommer 4. Paulus sin speel daarop dat liefde die groot antwoord op die gebrek aan eensgesindheid onder die Korintiese gelowiges was. Hoe so? Hoe geld dit ook vir ons hedendaagse gemeentes? Kom ons sluit af met gebed. Liewe Jesus, ons sê vir U baie dankie vir die kosbare lesse wat ons hierdie week kon leer uit U woord. Dankie dat U ons deur Paulus herinner dat liefde die grootste van al die gawes is en die grondslag van alles wat ons as Christene doen. Help ons asseblief om hierdie liefde nie net te bewonder nie, maar dit elke dag uit te leef in ons huise, ons gemeentes en ons omgang met almal wat ons ontmoet. Gee ons asseblief die geduld waar ons ongeduldig is en vriendelikheid waar ons hard is. Gee ons nederigheid waar ons geneig is om onsself eerste te stel. Mag U liefde sigbaar wees in ons woorde, ons dade en ons houdings, sodat ander deur ons Christus mag leer ken. Ons bid en ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.